Vrym Prins Middel 2.2 met bitterblou en die jaar gaan nie bitterblou wees nie, nee, dit gaan goed wees. Hallo Piet, hallo Gerda. Baie welkom julle twee, 2026. Hoe gaan dit? Baie goed, die wêreld gaan nie blou wees, die wêreld gaan groen wees. Groener as gras, groen. Wanneer gaan ons die groen verf? Piet, ek was hier nie al in hallo. Hallo daar. Hoe gaan dit? Ons klaar nie. Piet is nie baie happy nie, want hy moes hele Desember werk, nê? Nee? Ja, jy sien, dit is nou die voordeel as jy die leier is in Mfoleni en hy's nou net 'n gewone raadslid, dan kan die leier nou baas het gepraat. Ja, jy moet delegeer. Dis die ding. En toe moes Piet nou maar daai kortse end trek en die werk doen. Was julle kantoor is by julle was 'n bietjie toe gewees, nê? Nee? Ons was van, ek dink die 8de Desember was ons toe gewees tot en met die 5de Januarie. Dis 'n lekker lang tyd. Ja, die kantoor was toe. Ons was nie toe nie. Jou WhatsApp was aan. Ons was oop. Ja. Hoeveel WhatsApps is dan op jou foon? Dis altyd vir so interessant. Wel, ek het op hierdie stadium 999 active chats. Ja. 2498. Wat jy nog moet lees. Wat ek nog moet lees. 98. Weet jy plus nie die jaar skoon begin het. Ek het. Dit is Piet se skuld. Hy het nie die foon gevat nie. Weet jy, dis 'n groot jaar, want is natuurlik ook verkiesingstyd en ek en jy het laas jaar gepraat op 'n ernstige noot dat dit is nou, dis crunch time nou. Dit is die jaar waar ons as jy soos al die ander van ons nou behoorlik keelvol is vir Mfoleni, vir hoe dinge lyk, dan sit hierdie jaar die jaar dat ons almal gaan moet opstaan en daai krisis gaan trek. No excuses. Ja, vir jou ook nie, want ja, ek is altyd daar. Jy was daar, maar jy het nie 'n krisis gaan trek nie want jy het nie ID gehad nie. Maar ek weet dit is een jaar. Dit verskil, dit maak 'n verskil. Ons moet daai ook reg kry. Een ou wat redeneer, dit maak 'n verskil. Dit maak 'n verskil. Elke stem maak 'n verskil. En soos wat ons aangaan deur die jaar, moet ons dan nou die proporsionele stemstelsel wel aan die mense verduidelik. Ek dink as hulle die prentjie kry oor hoe die kiesstelsel werk, sal hulle weet 'n mind change of 'n mind shift kry oor dat elke stem wel tel. En die mite wat daar buitekant is as jy nie gaan stem nie, maak in elk geval nie saak nie, jou stem gaan in elk geval na die ANC toe. Dis 'n foefie. Dit is absoluut nie die waarheid. Ons gaan dit ons mission maak in ons geselsies veral nader in die tyd om behoorlik duidelikheid te gee van wat se verskil dit maak, hoe dit werk. Ek dink jy kan vir ons nader in die tyd bietjie meer uitleg gee van dit sodat almal wat saam luister kan verstaan. Jy weet hoe dit werk, dat ons hoekom dit so belangrik is. Beslis, dit is regtig baie belangrik. Ons almal kla, ons almal is keyboard warriors en ons almal is regtig gefrustreerd oor die dienslewering van Mfoleni en al kla ons oor dieselfde goed en ek weet ou Piet, hy is ons go-to person op hierdie stadium wat vir ons reference nommers kry en hy's redelik baie goed daarin. Ek moet nogal sê ek maak nogal baie staat op hom, so ek stuur al ons waterklagtes en ons elektriese kragtes wat ons nou mee baie sukkel en veral riool en ja, vir onwettige stortings is dan 'n speak your guy, weet, stuur vir hom en as hy vir jou antwoord en hy kry 'n reference nommer, dan het hy hom gekry. Dis eintlik hoekom hy nou hier is vandag, want ek het raas gekry by hom, glo dit of nie. Piet, jy begin nie die jaar te gaan dat raas. Ek weet sy is 'n moeilike vrou, maar kiewes ons lekker is Januarie. Wat gebeur moet gebeur. Ja, as jy voet moet neersit met jou voet neer. Ja. Weet jy gepraat van Desember, was daar enige iets groot wat uitgestaan het? Enige groot probleme gewees? Ja, maar net weer krag. Vereniging Sonlandpark was heeldag en aldag af omtrent. Tot 4 keer 'n dag. En ja, hier in Vanderbijl self nie te erg nie. CW6 het altyd deurgeloop. Soos hy nou alweer vanoggend deurloop. CE2 loop vanoggend deur. So dit is ook kragprobleme, né? Ja, die water is daar SW1 met baie probleme, maar dit lyk my nie hulle werk daar nie, ek dink nie hulle het spares nie. Dis die probleem. Hulle het destyds vir my verduidelik, daai pype daar's 'n ander tipe pyp. So om die regte laste te kry en daai goed is nou weer iets anders. Ja, die parte is 'n probleem. En 3 riviere was ook verlede jaar, het ons ook 'n waterprobleem daar gehad. Ja, 3 riviere ook. Hoe lyk dinge by die munisipaliteit? Hoe gaan die dinge daar? Want ons rekord hier net gaan op sosiale media gespeel word later. Leeg. Is dit? Ja, ek dink nie almal is al terug by die werk nie. Maar verlede week was dit nog baie stil gewees. Ek dink almal is nou so op 'n slou aankom van verwerk, maar as ons in terme van gaan dit beter by die munisipaliteit? Nee. Gaan dit beter word hierdie jaar? Onthou in 'n politieke jaar
as jy wakker word met die reuk van teer, moet jy weet dis verkiesingsjaar. Ja. So heel moontlik gaan hierdie jaar ons werk bietjie makliker wees, Piet, want ons gaan paaie geteer kry, gras gaan gesny word, bottels gaan reggemaak word. Ek sien dat die vullisverwydering dalk nou so bietjie optel. Maar dit is as gevolg van 'n verkiesingsjaar. Maar oor die algemeen is ons maar nog waar ons was. Ons is nog steeds wat ons in 'n onbefondse begroting is. Daar's nog steeds nie geld nie. Dit word nog steeds verkeerdelik aangewend. So niks het regtig eintlik verander by Mfuleni en dit is waar ons mense hierdie jaar die verandering teweeg moet bring. Julle as daar buite ons huiseienaars, ons geregistreerde kiesers moet uitkom en hulle moet hulle kruisie, maak nie saak waarheen hom trek nie, gaan net uit en gaan stem. Ja. En sover is in November maand, hè? Ja, so ver November maand, ons het in 2021 November, was die 1ste of die 2de November verkiesing gehad en die wetgewing sê dan nou, dis of 3 maande, 90 dae voor daardie datum of 90 dae na daardie datum. So dit kan either way of in Januarie, Februarie 2027 wees, of lekker, Steve Hofmeyer, wat was dit gewees? Gam. Of dit kan dalk Augustus wees hierdie jaar, maar ek voorsien dat dit ons sal seker in November maand wees, van op sig self, as ons gaan kyk na Januarie, Februarie verkiesing, Januarie en Desember maand is ons mense op vakansie. So ja, hulle gaan nie wel werk dan nie. Ja, so kom ons kyk nou maar, ons wag nou maar om te proklameer, Kokta die MEC daar moet vir ons proklameer, so ons kyk nou dalk einde Februarie, begin Maart, behoort ons 'n tentatiewe datum te kry vir die verkiesing, maar tot dan, November maand die jaar. Piet het vanoggend vir my gestuur, dit is op die WhatsApp kanaal, jy kan dit daar gaan kry, die kragprobleme, Piet, jy kan hom maar saamgesels hier, Doudet, Langenhoven, Balzac en Leacockstraat, soos jy nou nog sê, CW6 is af, is hulle nog af? Van hulle is nog af, maar hulle is besig daar. Werk hulle daar? Ja. Okay, Fortstraat, Curie Boulevard ook aangemeld, Hawkshawstraat CE2 is aangemeld, en dan soos jy gesê het, nog heel wat fout in vereniging, Lenteland en vereniging is ook af. Okay. Jy kan intussen vir ons 'n WhatsApp stuur as jy wil, as 'n ander probleem is, ons gou oom gesels, 082-651-8870. Water, Arnold, Bennettstraat SW1 en George Greystraat SW1 is aangemeld, soos jy gesê het, Piet. En dan rioolprobleme, Frikkie Meyer Boulevard CW3, veroorsaak skade daar aan die ryvlak daar. Pompstasie in nommer 5, daar in Peacehaven is afgeskakel, en dan die Ryland 3 riviere se gesondheid word daar beïnvloed, soos jy sê, en Pompstasie 4 vereniging ook 'n probleem. Weet jy voorstel om goeie nuus te stuur in die oggende, nie slegte nuus nie. Dan het ek nie werk nie. Ja, is die slegte nuus wat jou in die gang hou, nee? Dit is net, Quentin, ek jou net vra om ons kantoornommer te herhaal, omdat hulle by Kompas gemeente uitkom, as hulle die Google skakel gebruik. Alright, so die Google ene vat jy dan na Kompas gemeente toe. Skryf gou hierdie kantoornommer neer, dis die korrekte nommer wat jy kan gebruik vir navraag. Ook al die pensionaris afslag, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels nog. En afsprake met raadslede kan jy WhatsApp of skakel 079-821-2943. Okay, so dis die regte nommer. Blykbaar as jy Google kry Kompas nommer, maar is goed. Kom ek by die kerk ook uit. 079-821-2943 is die nommer daar. Enigiets anders van julle kant af, die pensionaris afslag die mense, wanneer moet hulle dit doen? Wel, dit is nog derentyd, kry ons enkeles wat ons nou nog help, maar ons vra vir ons pensionarisse om teen die einde Junie van elke jaar, begin Julie, te kom aansoek doen, dan weet ons, hulle kry die hele 12 maande daardie afslag, want hulle moet elke liewe jaar kom aansoek doen. So ons het nog enkeles wat nog inkom, maar die groter gros, einde Junie hierdie jaar, begin Julie. Okay. So dis maar 'n proses wat ons jaarliks hernie. Ons het 'n groepie van byna 1000 pensionarisse op daai groepie, wat ons dan nou so van einde Mei begin ons hulle herinnering te stuur, om te sê, luister, onthou, en dan begin ons so nader aan die tyd vir elke dag 'n beter herinnering te stuur. Ons pensionarisse vergeet baie maklik. Ek moet nogal sê, ek begin ook nogal baie maklik te vergeet. So ek sê niks. Nee, ek was nog nie 'n pensionaris nie, maar ek kry baie stadig nader. So ons stuur gereeld uit om vir hulle net te herinner dat hulle moet kom aansoek doen. So ja, ons gaan aan. Daar's nog 'n 50% afslag aansoek aan by die munisipaliteit. Gertjie by die kantoor en Tannie Liesbeth help ook baie mooi daar. Piet help ook baie mooi. Maar Piet, jy wou met my beklei het vandag op die radio. Ja, so nou is jou kans. Nou is jou kans nou. Ons het nog 6 minute dan om te groet. So haal dit en wys. Ja, die indigents. Ek verstaan hulle moet elke 3 jaar hernie word, hulle pla my.
en dit is ook op die 1 Julie. En dan die 50% afslag. Hulle gryp die mense wat watermeters stak is of wat boorgate het. Dan slaan hulle vir 30 kiloliter en dan gooi hulle soms skielik 'n groot bedrag vir 3 jaar op as jy 'n stilstaande meter het. Dan moet jy ingaan en gaan bewys jy het 'n boorgat. Ja. Jy moet hom registreer en dan kan jy die 50% afslag kry en dan sal hulle jou later aan sal hulle dit terugskryf op jou rekening. Tensy jy 'n stak watermeter het vir regtig vir 3 jaar, dan gaan jy hulle daai geld skuld. So wat stel jy voor met mense as jy boorgat en jy het nou nog nie gerapporteer nie, gaan eerder uit en gaan doen dit maar. Ja, definitief. Ons het die papiere by ons kantoor. Ek het die PDF want ons kantoor het nog nie 'n drukker nie, maar hy behoort hierdie week. Is dit ook een van die dinge wat ja. Hierdie goed gebeur nie by die ANC nie. Ek sê gaan my onder die bus gooi. Hierdie goed gebeur nie by die ANC nie. Hulle het printers. Ons het van diensverskaffer verander. Okay. So nou van Maar die laas jaar. Ja. So ja. Piet, jy wag al 'n jaar vir die goed. Jy het al laas jaar hiervoor gevra. Hoorie, WhatsApp wat sê ek wil net weet in Verlander die watermeters gesteel is. Ek was al 9 keer by hulle en elke keer verskoning, wat staan ek nou te doen? Hulle trek nog steeds water af, sê Gerrit. Waar's Verlander? Ek weet nie waar is nie. Ek dink dit is in Arkonpark Sonlandpark, daai gedeelte dalk. Dit is 'n plot. Het hy 'n affidavit gemaak by die polisiestasie, het hy die affidavit gaan ingee by Metsi, is daar 'n reference nommer. Hy moet maar vir ons 'n boodskap stuur en kyk dat ons dit kan eskaleer, want daar moet 'n nuwe meter ingesit word. Ek weet dat daar nou privaat ouens is wat nou wel die vir die meters vir Metsi kan insit. So ons kan hom help daar met 'n nommer. Maar ons moet net eers hoor by Metsi of hulle beskikbaar is of kan hulle die meter insit, ja of nee, en dan vat ons die ander roete. En 'n foto wat ingekom het wat sê kyk hoe lyk Louislaan vereniging as dit reën, verskeie kere aan Prudence rapporteer maar niks gebeur nie. Ja, maar die stormwaters goeie is genigtig. en wat? Daai water, dit lyk soos 'n rivier. Ja, ons het laat voor die somer daaroor gepraat. Jy het Ja. gesê die stormwater gaan 'n probleem wees. Maar ons kan ook hierdie jaar 'n paar verbeteringe sien want dit is verkiesingstyd soos jy sê, nee. Ja, dis altyd 'n pluspunt in 'n verkiesingsjaar. Dit gaan altyd beter in 'n verkiesingsjaar. So ek live eintlik, ek leef vir 'n verkiesingsjaar want dan weet ek ons hoofpyne is baie minder, helfte minder en dinge gebeur ongelukkig. Dit is nou maar so. En op 'n ernstige noot, ons maak die beste van daarvan in 'n verkiesingsjaar om soveel as moontlik klagtes dan nou deur te sit want ons weet die dinge gebeur dan in 'n verkiesingsjaar. Wat is die overall gevoel vir kiesers daar buite? En ek praat nou van kiesers wat kom ons sê vir 30 jaar ANC gestem het. Dink jy dat hulle voel soos ons voel oor hoe die dorp lyk en die stand van sake is en dat hulle éventueel sal besef dat 'n ander stem gaan dalk die verskil maak? Ek moet met jou verskil en saamstem. En dan moet ons dit opdeel in ouderdomsgroepe waar jy jou ouer garde van jou ANC ondersteuners maak nou nie saak wat hulle doen, hulle gaan altyd vir hulle stem want hulle kom deur daai struggle saam met hulle, so hulle weet wat apartheid is en hulle weet wat struggle is en alhoewel dit nie ons generasie is wat dit veroorsaak het nie, hulle weet daarvan, hulle het dit geleef. Ja. So hulle gaan ANC stem, maak nou nie saak wat nie. Dan het jy jou middelklas van wat nou die onderrig gehad het en die opleiding gehad het wat weet waaroor dit gaan en wat in werke sit wat hulle 'n geldjie verdien en hulle koop 'n huis en hulle weet hulle moet dienste betaal en hulle kry dit nie en hulle weet dit is waarde vir geld. Dan kry jy daai gedeelte wat sê maar hey, wat gaan nou hier aan? Ek kan nou nie net vir jou stem net omdat my oupa en ouma lojaal is teenoor jou party nie. Ek wil dienste hê en om dit te kry moet ek reg stem, so ek moet met my kop stem en nie met my hart nie. En dan het jy jou rebelse generasie wat glad nie weet waaroor dit gaan nie, glad nie in 'n era van apartheid of enigsins iets groot geword het nie, wat maar op die stories groot word. En dis daai ouens wat die rebels is, wat dan nou sê maar ons sal nog steeds stem want ons wil nog steeds dit hê, so ons gaan nog steeds aan daai kant stem want dit ons verdien dit. Ja. So dis hoekom ek sê jy kan hom in kategorieë opdeel. Maar dan moet ek sê die oorgrootste meerderheid val dan in daai middelklas en wat baie moeg is vir die regerende party. As ons gaan kyk oor die naweek of 2 naweke terug toe hulle 100 en hoeveelste anniversary verjaarsdag dan nou gevier het en daar was net 3/4 van die stadium was dan nou vol gewees. Nou word daar gesê, maar okay, maar
president Ramaphosa was aan die ander kant van die stadion gewees en almal was daar gewees, so daar was niemand binne in die stadion. So dit gee vir jou min of meer 'n idee dat hulle steen regtig besig is om af te gaan. Wat as dit goed is, ja, ons het gesien met die nasionale verkiesing in 2024 het hulle onder die 50% gegaan. Maar as dit aangaan soos wat dit voorspel word, dink ek dat daar 'n regtige regeringsverskil sal wees nou met November en laat ons deel van koalisies reg oor die land sal vorm, is beslis ja, en dat daar wel verandering sal plaasvind, maar dit lê op ons mense om dit te kan doen. So die tyd is nou reg om alles met hulle hande te gryp en dit te kom doen. Ek sê vir julle baie dankie Piet. Enigiets anders vir jou kant af voor ons groet? Nee, nie regtig nie. As mense rapporteer, ons mense daar buitekant stuur, ons het baie groepe. So hulle rapporteer aan ons groep en as ons nie vinnig genoeg antwoord nie, dan stuur hulle na 'n ander groep of hulle stuur hulle persoonlik na my toe of persoonlik na Piet toe. En as ons vir hulle vra as jy op die groep, dan sê hulle ja, met nog niks gehoor nie. Dan sê ons vir hulle, as jy dit op 'n groep gesit het en Piet het jou geantwoord, moet jy weet daar is aandag daaraan gegee. Ja. So hulle rapporteer 4, 5, 6 keer dieselfde klagte en hulle moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Ons verstaan die frustrasie. Maar die verkeer van rapportering raak dan van so groot aard dat ek dan met 2000 WhatsApp sit en ek kom nie daardeur nie en wanneer ek eventually daarby uitkom, dan is dit al by Piet gerapporteer. Want ek kan regtig met eerlikheid sê, 90% van die tyd, as ek daardie WhatsApp oopmaak en ek stuur hom aan, dan sal Piet vir my laat weet. En al gaan rapporteer ek hom op die elektriese groep, op die watergroep, waar hulle almal dan nou ook is, dan sal hy vir my sê, Gerda, ek het dit al reeds rapporteer, hier is die reference nommer. Ja. As ek dit op die elektriese groep sê, dan sal hy vir my thumbs up stuur en sê, maar ons het dit al gerapporteer. So die verkeer van die rapportering raak van so aard, laat ons nie by alles uitkom nie. So wat ek eintlik wil vra is, laat ons publiek wat op ons groepe is, ons vertrou, laat as daar 'n reference nommer gegee word en dit word gerapporteer, vra dan net vir 'n update. Moet dit nie die hele wêreld vol stuur nie, want dit raak net eenvoudig te veel om na te kyk. En dan raak dit half spam amper, nee. Die ding is, ek kom te laat daarby uit en dan word daar vir my gesê ek antwoord hulle nie of ek ignore hulle of iets in daai lyn. En dan is dit is nie ons bedoeling om dan nie daarby uit te kom nie. Dis net die verkeer van rapportering raak van so aard. Ek het nou vir jou gewys. Vanoggend was ek skoon, 2400 boodskappe alreeds en ek kan vir jou sê, 1000 van daai het hy al reeds gerapporteer en is al reeds gehanteer, wat ek nog nie by uitgekom het nie. Ja. So al wat ek vra is, het net begrip, wees net geduldig, julle kan altyd vra vir 'n update, maar as julle op ons all report groepe deurgesit het, weet dat Piet is op dit en hy het dit gerapporteer en as hy vir jou reference nommer gegee het in 'n update, dan het hy of met my gepraat, as hy nie regkom in elk geval, as hy nie antwoord kry by enige van die departemente nie, sal hy my skakel of my boodskap stuur en sê, luister Gerda, ek sukkel om 'n antwoord by hulle te kry. En dan sal ek inspring en ek sal gaan vra en ek sal vir hom die antwoord stuur en hy sal dit terug op die groepe antwoord. So ek vra net, het net begrip, as ons gerapporteer het, wees verseker dat dit wel gehanteer word, om net die verkeer van boodskappe bietjie minder te maak, sodat ons by almal kan uitkom. Dis ongelukkig al vir ons tyd dit vandag, Gerda, Piet, ek sê vir julle baie dankie, sterkte vir 2026 en dan sien ons julle volgende week weer, né? Baie dankie. Dankie vir die geleentheid. Dankie julle, dankie vir julle moeite. Net weer eens daai kantoornommer as jy afspraak wil maak of inligting wil kry of wil rapporteer, die regte nommer vir hulle is 079 821 2943.